Genote. Ek begin deur enkele teks uit Romeine 11 oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En ek wil graag vra dat ons hierdie woorde in ons agterkop hou, as ons nou bietjie oor ons taal gaan praat. Want wat is taal? Ons almal aanvaar dit soos vanselfsprekend. Ons word daarmee groot. Ons leer dit in ons ouerhuise. Ons leer dit aan moedersknie. Dis waarom ons praat van 'n moedertaal. Taal wat jou moeder vir jou leer. Waarmee jy jou eerste woordjies leer praat. Dit is so belangrik vir 'n kind om in daardie eerste tyd van sy lewe, wanneer hy die moedertaal blootstelling kry. Vriende, dit is 'n bewese feit dat die taalontwikkeling van 'n kind is juis dan word die grondslag gelê van sy taalvaardigheid vir die res van sy lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons in ons huise, veral vir ons kinders en ons kleinkindertjies, ons taal suiwer en reg sal praat. Want soos wat ons praat, so het ons ouers gepraat. Want ons het die taal by hulle geleer, en so het hulle ouers gepraat. Dit is die taal van ons voorgeslagte. En so moet ons ook ons kinders leer om te praat soos pa en oupapa, die landstaal van Suid-Afrika. Uit God, deur God en tot God is alle dinge. Die Here is die outeur van taal. 'n Taal is 'n skepping van die almagtige God. Die Here het alle tale, kom van hom af. Hy is die een wat dit gee. Hy gee dit aan 'n volk. Elke volk ontvang sy taal uit die hand van die Allerhoogste. In die Bybel sien ons dit baie duidelik. Emiel het in die opening daarna verwys. By die toring van Babel was die mense ongehoorsaam. Hulle was ongehoorsaam teen die bevel van die Here om te versprei. En toe verwar die Here hulle tale. Die Here is die Here van tale, sodat die mens sy opdrag om die aarde te vervul sal gaan uitvoer. En so is dit in die Here se raad vasgelê oor die ganse aarde. Die ganse aardbodem word bevolk. In elke gebied, wat tref ons aan? Ons tref kulture, tale, volke. Land, volk, taal. Land, volk, taal. So ver as ons gaan oor die ganse aarde. En so word die Here se heerlikheid weerspieël. Want hy is die almagtige God, uit wie alle dinge is. As ek so kortliks vir iets mag vertel van die ontstaan van ons Afrikaanse taal. Jy weet hoe ons voorgeslagte so min of meer 100 jaar in Suid-Afrika was. In die suidpunt van Afrika. Sedert aan Jan van Riebeeck 1652 se koms, teen 1750 kom daar besoekers uit Nederland uit en hulle kom deurreis die land. Hulle kom leer die mense ken. Hulle kom in hulle huise in. En die Nederlanders hoor die taal wat gepraat word is nie meer die Nederlandse taal nie. Soveel so dat hulle nie die taal dadelik maklik kon verstaan. In 100 jaar se tyd, sedert die koms van Jan van Riebeeck,
praat ons op Afrika bodem 'n eie taal. Afrikaans. En nou kan ons dit vergelyk met 'n babietjie wat gebore word. 'n Taal word gebore. Dit is 'n skepping van die Here. Die Here se voorsienigheid, die Here se beskikkinge laat 'n taal gebore word. Jy weet, toe die Engelse in 1759 die bewind aan die Kaap oorneem. 1795. Nou ja, waar is ons nou? Teen 1750, teen 1775 plus minus is Afrikaans reeds in Suid-Afrika in die Kaap gevestig, in die volksmond. Dit wat die mense praat is 'n eie taal wat hier gebore is, wat nêrens in die wêreld gepraat word. En dan kom Engeland en hulle wil met die bewindsoorname, weet ons, vir 100 jaar lank wil hulle die kolonie ten alle koste vir Engels, dit word die Engelse kroonkolonie word, daar is vir Hollands geen plek meer nie, want hulle het mos nou die Kaap by die Hollanders oorgeneem, of kom ons maar sê, vriendelik oorgeneem, wat nie so baie vriendelik was nie, maar hoe dit ook al sê, hulle wil Engels nou op in ons kosbare land laat praat. Daar's maar, in die bevolking is daar maar 1 uit 10 van die burgers wat Engels magtig is. En ons het net gehoor Lord Somerset se proklamasies wat hy uitgevaardig het. Daar's net 1 persoon uit elke 10 mense wat kan Engels praat. Maar Engeland kom met hierdie drakoniese wetgewing. Nie net Hollands moet verdwyn nie, maar hierdie nuwe taal wat ontstaan het, moet verdwyn. Maar 'n babietjie is gebore. En 'n babietjie moet groei. 'n Babietjie groei nie van self nie. Niks is van selfsprekend nie. Maar deur die Here se genade en deur die Here se beskikkinge word hierdie klein taalvolkie groot. En kom daar 'n bewussyn dat die Here ons 'n taal laat praat wat aan ons eie is en uniek is. Toe die Engelse die bewind oorneem in 1795, toe is daar onmiddellik van ons boereleiers, Adrian van Jaarsveld, Martinus Prinsloo, wat sê dit kan nie. Ons roep 'n republiek uit, die republiek Graaf-Reinet. En ons verklaar, ons is 'n volk en ons praat 'n eie taal en ons wil asseblief met Engeland niks te doen hê. Daardie republiek uitroep word met wapengeweld onderdruk en hulle sien toe dat daardie 2 Afrikaner leiers van ons vir 2 jaar lank in die kasteel in Kaapstad, Jan van Riebeeck se kasteel wat hy gebou het, daar in die tronk, in daardie donker gat, word hulle toegesluit. Want ten alle koste mag hierdie, so het hulle gedink, as hulle die leiers daar in die gat in die kasteel gaan toemaak, dan sal hier niks verder gebeur nie. Martinus Prinsloo se seun, Hendrik, is een van die tereggesteldes by Slagtersnek 15 jaar later. In 1838 lei hierdie dinge tot die groot trek. Want ons boerenasie sê, ons wil vry wees. Ons wil onsself wees. Ons wil wees wie die Here ons gemaak het. Ons wil ons eie taal kan praat. Van die huis, maar ook buite, in die gemeenskap, en in die howe, en in organisasies, in die besigheidswerk. Ons taal is gebore, en daarvoor die vryheidsstrewe. Nou vriende, ons het nou gesê, die Afrikaanse taal is gebore soos 'n babietjie, en tog bly hy nie 'n kindjie nie. 'n Kindjie moet groot word. 'n Kindjie moet gevorm word, en uiteindelik word daardie kindjie 'n jong mens, kom ons sê, die beeld van die gediggie van nou Leon Cachet,
Uiteindelik staan ons Afrikaanse taal soos 'n pragtige, beeldskone, volgroeide boere nooitjie. Kuis en pragtig, en ons gaan net, ek wil net oor die gedig iets meer sê. Maar ons Afrikaanse taal het 'n ontwikkeling ondergaan, wat geweldige offers gevra het. En daardie offers is gebring. Om nou te dink dat die feit dat Afrikaans geskryf is, geskryf kan word, was vir meer as 100 jaar nie eers by mense 'n gedagte nie. Die Nederlandse taal was die taal waarin gelees en geskryf is. Predikante het daarin gepreek, dit was die kerktaal. Maar Afrikaans is die taal wat gepraat is. Dit is die taal waarvoor ons mense lief geword het. Dit was hulle lievelingstaal. Nou ja, die stryd was geweldig, nie? As ons nou dink aan die uitbreek van die Eerste Vryheidsoorlog, ook daar die republieke, wat die Here deur sy beskikkinge tot stand laat kom het, dit moes Engeland platvee. En as Shepstone sy Union Jack in Pretoria huis in 1877, dan gaan daar 'n bewuswording, 'n kreet oor die hele Suid-Afrika op. Wat is Engeland alweer besig om te doen? En dan word 'n groepie mense in die Parel wakker, en hulle mondstuk, die patriot, ons Afrikaanse boere mense, op te roep, om hulle taal, wat hulle praat, ook op skrif te sit, op skrif te stel, dat hulle dit kan lees. Pragtige, ou Afrikaanse gedigte, het in die tyd die lig gesien. En met die uitslag van die vryheidsstryd, die slag van Majuba, 27 Februarie, dan verskyn die danklied in die patriot, die vuurkleed van ons dierbare land, die waai weer oor Transvaal, en weer die God gegewe hand, wat dit weer af wil haal. En dan ook die dankwoorde, Psalm, vrede, vrede in Transvaal, kniel neer, loof en dank 10.000 maal die Heer, roem en prys sy grote naam, man en vrou en kind te saam, spreek met eerbied en ontzag van sy wondere, dag aan dag. Die feit dat die Here dit so beskik, alles het deur stryd, dat ons volk tog sy vryheid kon hê, en sy eie taal kon ontwikkel. Maar, so het ons net in die tableau gehoor, toe kom die terugslag van die Tweede Vryheidsoorlog, en die boererepublieke word deur Engeland platgeveer. En nou gebeur in die oorwinde Transvaal en Vrystaat presies dieselfde, wat 100 jaar terug, toe die Engels die eerste keer in die Kaap oorgekom het. Die doelwit om die Afrikaanse taal te vernietig. Vriende, en dan is dit vir ons 'n voorreg, as ons vandag terugkyk in ons geskiedenis, om te aanskou hoe ons voorgeslagte ook hierdie uitdaging aangegryp het. En jy weet, Afrikaanse taal het ontwikkel tot so 'n mate dat in die 80er jare 'n wêreldwye opname gemaak is van die mees ontwikkelde, geskikte tale, wat byvoorbeeld vir die wetenskap, in verskillende wetenskaplike velde, en Afrikaans is bevind as een van die 4 mees geskikte tale in die ganse wêreld, waarin iedere wetenskaplike rigting, tegnologie is of waar ook al. Nou kom ons vandag, vriende, en ons vra onsself af,
praat ons mense vandag? En dan praat ek nie noodwendig van u wat vandag hier is, vir wie dit belangrik is om 'n taalfees by te woon. Maar kom ons kyk vandag na ons jong mense, en ons kyk na ons middeljarige mense, en ons kyk selfs na ons bejaardes. En dan is dit vir 'n mens geweldig onrusbarend om te sien dat ons taal nie meer opreg en suiwer gepraat word. Vriende, ons voorsitter het vroeër vandag daarna verwys. En ek wil net dit kortliks sê. Die Here is 'n God van orde. En die Here se glorie word verkondig deur dit wat hy tot stand roep en in stand hou. Die Here vir ons 'n taal gegee. Uit hom. Ja, uit hom is die taal gebore. Daardie primitiewe tyd van ons voorgeslagte het die gewaarwording tot hulle deurgedring dat die taal wat hulle praat is 'n skepping van die Here. Dis nie mensewerk nie. Dis nie ons keuse nie. Dis hy. En die tyd toe die taal ontwikkel het tot die hoogste vlak om in enige wetenskaplike veld gebruik te kan word, bruikbaar te wees met terminologie vir elke vakgebied. Het ons gesê, dit is deur die Here se genade, deur die Here se beskikkinge, deur sy hand. Hierdie babietjie wat gebore is, groot geword, mooi geword. En vandag besit ons hierdie kultuurskat. Uit God is ons taal gebore. Deur God het ons taal groot geword. Het ons taal sy volle beslag gekry. Sy wasdom bereik. Daaroor toe ons die Afrikaanse Bybel in ons eie taal ontvang het, toe was ons taal ook finaal volwasse. Toe het ons taal sy beslag finaal gekry. Om die Bybel te kan lees in ons eie moedertaal is die grootste kultuurskat. Dit is die grootste gunsbewys wat die almagtige God aan ons volk kon doen en inderdaad gedoen het. En dit, vriende, is waarmee ons die toekoms moet ingaan, ons en ons kinders. Maar ek sê weer, uit God, deur God, en nou moet dit ook tot God wees. Tot sy eer, tot sy verheerliking. Deur ons taal te koester en dit suiwer te praat, soos wat ons het van ons voorgeslagte ontvang het. Ag, die gediggie van Jan Jong Kasset som vir ons so die wese van ons taal op. Ek wil graag daarmee afsluit. Ek is 'n arme boerennooi, by vele min geag. En tog is ek van edelbloed en van 'n hoë geslag. Uit Holland het my pa gekom na sonnig Afrika. Uit Frankryk waar die dryftros swel, my liewe mooie ma. Al skel my uit vir Hotlots my, maar ek gee daar nie om. Want aan my lippies kan jy sien van wat geslag ek kom. Soet vloei die woordjies uit my mond. Dit het ek van my ma. Maar as ek bid, dan hoor jy wel, ek is 'n kind van pa. Die tyd toe die Afrikaans, toe daar op ons taal neergesien is as hierdie agterlike taal. Nou die Hollanders, wat graag Hollands wou praat, daar was van hulle. En dit was inderdaad mense wat teen die ontwikkeling van Afrikaans
gewerk het. Hulle het gesê, nee man, hierdie swak dialek, Nederlandse dialek is nie waardig om 'n taal genoem te word. En toe het jy die mense gekry soos Pannevis en Seppie Hogenhout, taalgeleerdes, wat nader Langenhoven het ontsettend baie gedoen om ons volk te laat verstaan dat die taal wat hulle praat, het al die potensiaal om voluit te ontwikkel tot 'n selfstandige, ontwikkelde, afgeronde taal, wat vir enige doel geskik is. Nou ja, daardie tyd van die hotnots, dis verby. Nou praat sy verder van my sussie. Die sussie is nou die Hollandse taal wat nou nog in die Kaap gepraat word. My sussie wat uit Holland kom, die hou verniet haar groot. Die lug is al te skerp vir haar, sy is al amper dood. En toe kom hulle en hulle stig die Afrikaanse Taalbond om die Hollandse taal, want dit is eintlik, nou klink dit nou, hulle het 'n taalbond tot stand gebring. In plaas van dat hulle beywer vir Afrikaans, beywer hulle vir Hollands in Suid-Afrika. En dit is iets wat Seppie Hogenhout gesê het. In Suid-Afrika is Hollands en Engels in werklikheid vreemde taal. Afrikaans is die enigste inheemse Afrikaanse taal. My sussie wat uit Holland kom, die ou verniet haar groot. Die lig is al te skerp vir haar, sê is al amper dood. Die dokters kom nou by mekaar en maak tesaam 'n bond, maar met al die doktery word sy nie weer gesond. Nou die ander niggie, dis nou die niggie wat vir die Engelse taal, vir wie ons nou glad nie lief is nie. My niggie met haar stywe nek, die loop met rooi satijn. En baie jonkmans loop haar na, sy denk hier baas te zijn. Maar ons volk het hulle hart verloor op die boerenooi, op ons boeretaal. Maar as die avonduurtjie kom, dan is die klomp by my. Dis hartjie voor en hartjie na, laat ons 'n bietjie vry. Die lieflingstaal, die taal waarin ons sing, die taal waarin ons bid, die taal wat ons taal is. Dis ons taal vandag nog. Wat staan ander taal ons aan? Ons praat soos pa en oupa pa, die landstaal van Suid-Afrika. Dis hartjie voor en hartjie na, laat ons 'n bietjie vry. Dis ons taal. As ek maar eens my vryer het, nou die jong Afrikaanse taal wat nou idealisties ook in die toekoms inkyk, as ek maar eens my vryer het, 'n digter vol van moed, een wat my na myself bemin en nie maar om my goed. Wanneer die vryer tot my kom, vat ek hom met die hand en maak ek hom, hoe swak ek skyn, nog koning in die land. En dan die laaste versie. Want ek het onder my kus 'n ware towerstaf, wat ek nog van my ouma het en niemand weet daaraf. Hef ek die, dan volg die land my na. En ek is net nou koningin van heel Suid-Afrika. Ons taal het erkenning ontvang op 31 Mei 1961 het ons 'n republiek geword as die eerste amptelike landstaal van Suid-Afrika. Daardie boerespraak van ons voorgeslagte, wat hulle so vroeg so 1750 al reeds gepraat het in die volksmond. Daardie babietjie wat gebore is deur die Here se genade, wat die Here laat groei het, laat opgroei, groot gemaak het tot 'n pragtige jong boerenooi met wie mense pad kan stap. Dis ons taal. En sy het erkenning ontvang toe ons 'n republiek geword het. Vriende, dit is ons erfenis. Dit is vir ons kosbaar. En op hierdie taaldag is die oproep wat moet uitgaan van ons na ons volk toe daar buite. Praat jou taal. Lees jou taal. Jy kan jou taal net suiwer praat. En 'n
wonderlike manier vir jou kind is om vir jou kind goeie leesstof te gee. Nou het ek vergeet om my vrou te sê om ons boeke saam te bring. Ek wens, Saris, ons kan met uitgewers praat, wat vandag weer ons Afrikaanse leesskatte. Nou praat ek van die goeie leesstof wat ons in Afrikaans het, om dit weer uit te gee, dat dit weer beskikbaar kan wees vir ons volk. Want weet jy vriende, die goeie Afrikaanse leesstof kry jy nie meer vandag in die boekwinkels. Jy kry dit nie in die moderne boekwinkels nie. Jy kry dit nie meer van moderne Afrikaanse auteurs nie. Maar dit is daar, en dit is ryk. Dit is in tweedehandse boekwinkeltjies, kry jy dit. En ons raap dit op waar ons dit kan kry. Maar dit is nie meer in druk nie. En mag dit 'n projek wees wat ons van stapel stuur om ons volk weer bloot te stel aan ons leesstof, aan goeie, opbouende, Godverheerlikende Afrikaanse literatuur, sodat ons weer kan lief word vir ons taal. En sodat daar geen gedagte meer by ons ooit sal wees om in die minste 'n Engelse woord nie eens per ongeluk nie uit ons monde te laat gaan wanneer ons met ons vriende en met ons volksgenote kommunikeer. Wanneer ons taal besig, dan doen ons dit in erns, want ons is lief vir ons taal. Ek sê dankie.